Wanneer dit by Paasnaweek kom, dan weet ons almal dat Jesus op die Vrydag gekruisig is en hy gesterf het. En ons almal weet dat hy die Sondag voor sonomerwin is 3 nagte en 3 dae opgestaan het en oorwin het, en dit vier ons elke jaar met Paasfees. Maar ek wonder wie kan vir my uit die Bybel uit sê wat Jesus Saterdag gedoen het? Afgegaan het na die doodryk en die sleutels gaan neem het? Nog iemand iets anders? Is daar enige iemand wat al vir langer as 25 jaar Bybel lees? Nie skaam wees nie. Ek glo julle het dit al raak gelees, ek dink net nie julle het dit, ek wil amper sê gesnap nie. Daar's 'n baie, die Engelse woord so mooi, incredible vers in 1 Petrus, wat vir ons presies sê wat Jesus gaan doen het. En dis mooi. Alles wat Jesus doen is mooi, maar hierdie is baie mooi. Toe ek nou eers gedink, ek sê dit dalk maar bære vir volgende jaar Paasnaweek, maar ek dink nie ek gaan so lank kan wag nie. Net nou mis iemand dit wat dit dalk moet hoor vandag, en dan het ek nou gedink, dit is 'n goeie preek vir Paasnaweek, maar die Here weet wat hy doen. Soos ek sê, ons weet almal dat hy gesterf het en opgestaan het en finaal die dood oorwin het, maar wat het in dag 2 gebeur? Hy het afgegaan in die doodryk in en die sleutels gaan vat. Maar wat beteken dit vir my en jou? Dan het hy het gesê hy die sleutels gaan haal. Wat het hy met die sleutels gedoen? Wat het hy gedoen? Ek dink nie hy het soos, ek wil amper sê 'n dief gekom en ingestap en die sleutels gevat, as dit nou fisies sleutels kon wees en net verder gaan wag vir Sondagoggend om te begin nie. Ek het al so baie preke oor Paasnaweek geluister. Ek onthou 'n pastoor het eendag gesê hy sou nogal graag 'n kamera binne in die graf wou hê om te kon sien. Het hy nie direk nadat hy die klip voorgerol het regop gesit en gesê, nou ja, laat ons nou sien hoe lank vat dit nou. Of was hy vir dit, wat het gebeur? Maar moenie bekommerd wees, ons gaan volgende uitvind. 1 Petrus 3 vers 17 tot 22 gaan ons lees, en ek gaan vir ons uit die Nuwe Lewende Vertaling uitlees, maar jy kan dit uit die ou vertaling, enige vertaling lees. Vers 17 kom en dan sê hy, hou in gedagte, as God beskik dat julle moet ly, omdat julle goed doen, is dit beter as om te ly omdat julle kwaad doen. Wat 'n interessante wegtrek, né? As dit God se wil is dat jy moet ly, dat jy moet swaar kry, dat jy moet sukkel, dat jy moet wat ook al, omdat jy goed doen. Wie het al ooit in sy lewe gevoel, ek verdien hierdie nie? Ek het regtig goed gedoen, hoekom gebeur hierdie nou? Nou sê die Bybel, okay, maar as dit God se wil is, dat jy ly, dat jy swaar kry, omdat jy goed gedoen het, is dit vir jou beter as wat jy ly wanneer jy sleg gedoen het, wanneer jy kwaad gedoen het. Ek het altyd vir ons tieners gesê, dis baie maklik om verkeerd te lewe. Dis baie maklik, jy hoef nie te dink nie, jy doen dit net. Dis baie maklik om verkeerd te lewe, maar dis hel om daarmee saam te leef. As jy elke dag van jou lewe loop en lieg, iewers gaan jy nie meer al die stories kan onthou nie. Iewers gaan iemand vir jou sê, jy lieg so jy glo jouself al. En allerhande van daai leengoede. Dis baie maklik om verkeerd te lewe, maar dis hel om daarmee saam te leef. Dis baie moeilik om reg te leef. Maar dis 'n fees om daarmee saam te leef. Maar moenie dink, die Bybel waarsku ons 'n paar keer en sê, weet dit, daar gaan swaar tye ook kom. Daar gaan uitdagings kom, daar gaan tye kom wat jy voel, Here, waar is U? Ons het in die laaste kwartaal baie gepraat oor Dawid wat in die Psalm skryf en sê, Here, waar is U? Hy het getwyfel aan God se teenwoordigheid op daai stadium in sy lewe, maar nooit getwyfel dat God bestaan nie.
En nou vra ons vir onsself, is 'n snaakse vers, is nie 'n vers wat ek dink ons wil hoor nie. As God beskik, as dit God se wil is dat jy moet ly omdat jy goed doen, is dit beter as om te ly omdat jy kwaad gedoen het. Jy kan liewer vir 'n oomblik dink, ek kry swaar en ek sukkel en ek weet baie keer wanneer iemand probeer ophou om 'n verslawing te stop, dan weet ons almal hoe moeilik is dit. En dan weet ek baie mense het al gebid en gesê, Dion, ek het gebid dat die Here my sal help dat daai lus na wat ook al, die drank of die nikotien of die wat ook al, dat die Here dit moet wegvat. En dan sê ek vir hulle, ek is bly jy het gebid daaroor. Maar jy weet, jy gaan ook nou baie hard moet veg. Want ons moet een ding verstaan, as jy lief is vir soetgoed, soos my eie vrou, my persoonlike wettige vrou, né? As jy baie lief is vir soetgoed en sy bid en sê, Here, vat hierdie liefde vir soetigheid weg. Kyk, ek weet, elke jaar Januarie dan doen sy die Daniel vas en dan los sy vleis en soetgoed en dan is dit net groente en vrugte. En dan kan ek agterkom wanneer die liefde vir soetigheid kom, want dan soek sy die soetste vrugte wat daar is. Dis iets wat jy moet beveg. Daar's iets wat ons as in Christendom nie verstaan nie. Jou liggaam is gewoond daaraan. As jy gewoond was daaraan om te veel te eet soos ons heel moontlik na kerk gaan doen. As jy gewoond is daaraan, kan jy bid en die Here regtig vertrou, maar jy moet jou eie liggaam onder beheer kry. Jy moet dit veg. Net soos wat jy gedagtes moet veg. Net soos wat jy verslawings moet veg. Net soos wat jy, ek sê so ruk terug en ons het Sondag daaroor gepraat, party mense is verslaaf daaraan om te skinder. Ander is verslaaf daaraan om altyd negatiewe goed te sê. Ek het in die week weer gehoor iemand sê, daai oom sal liewer vrek voordat hy moet eerlik wees. Toe dink ek, dis dan 'n bietjie rof gesê, maar hoor wat jy sê. En hier kom God en sê, luister wat ek vir jou sê, kind van God, as jy voel dis nie fair omdat jy goed gedoen het nie. Jy is die een wat swaar kry omdat jy opgestaan het in jou familie. Nou is jy die een wat swaar kry, dan sê die Here vanmôre vir jou, my kind, jy kan liewer swaar kry omdat jy goed gedoen het, as wat jy swaar kry omdat jy goddeloos opgetree het, of nonsens droog gemaak het, of kwaad gedoen het, soos hy hier sê. Dan kan jy maar liewer tevrede wees om hom swaar te kry, omdat jy goed gedoen het. Ek dink almal van ons wat hier sit, wat al gerook het, weet, die oomblik wat jy wil ophou rook. Kom ons wees eerlik, as jy nou gebid het daaroor, dan dink ons mos nou baie keer, dit moet maklik wees. Ek meen, ek het nou gebid daaroor. So enigiemand wat weet, is nie so maklik nie. Nee. En dan gaan hy verder en sê in vers 18, ons moenie dink, dis net ons wat onverdiend ly nie. Ook Christus het so gely toe hy eens en vir altyd vir ons sondes gesterf het. Hy het nooit enige sonde gedoen nie. Tog het hy vir ons sondaars gesterf om by God te laat tuiskom. So as jy nou ooit in jou lewe weer voel dat jy onregverdig ly en jy het goed gedoen, wil ek vir jou vanmôre kom vra, herinner jouself net vir 'n oomblik. Jesus Christus het nog meer gely as jy en hy het geen sonde eers gedoen nie. Hoekom? Want Jesus self kom en sê, as ek moet dink aan die einde, die prys op die heel einde, dan is dit die moeite werd. Jesus gaan so ver om te sê, hy het dit nie roof geag, toe hy sy hemelwoning moes verlaat het en by jou en my moes kom bly nie. Dit het nie vir hom gevoel, hy is beroof van iets nie. Dit het nie vir hom gevoel dat ek wil amper sê, die Here hom gedowngrade het om te sê, okay, jy's nie meer hier by my nie, jy gaan nou daar tussen daai klomp sondaars op aarde wees. Maar ook, ek wil net vir jou sê, jy alleen gaan vir elke liewe een se sonde straf dra ook. So hy het nie net sy hemelwoning verlaat en by ons kom woon nie. En dan sê Jesus, hy het dit nie roof geag nie, hy het nie gevoel, kom ons wees eerlik, as ek en jy by 'n sekere plek werk,
So noem 'n voorbeeld, jy's die bestuurder. En skielik kom die baas eendag en sê, weet jy wat, sal jy asseblief van nou af vir my seker maak in die oggend en in die aande, en miskien so tussen lunchtyd deur ook, dat al die toilette en so net skoon is en al daai goede. Jy gaan die tantrum van jou lewe gooi. Ek, wat die bestuurder is. En dan kom Jesus aarde toe en hy sê, ek sal julle voete kom was. Dit wat 'n slaafse werk was, sê God, maar is okay. Jesus kom en sê, maar dis nie 'n probleem vir my nie. Toe ek daai konsep in my lewe gesnap het ek verstaan, dat soms moet jy op jou knieë gaan. Ek onthou baie jare terug, toe my ma so besig was om met die Here te stry, en sy praat so met die Here, en ek weet, miskien is dit oor die plek waar sy die vloere gewas het, dat ek dit so goed onthou, maar sy praat met die Here, en sy sê vir die Here, maar dit gaan so goed met daai mense, en kyk hoe lewe hulle syk van die oggend tot die aand, en dis so, en dis die, en hulle gaan nie eens kerk toe nie, en ek moet hier op my knie staan, en die toiletvloer was. Rarig vra, toe sê sy, sê die Here vir haar, maar miskien as jy soveel soos hulle gehad het, het jy ook soos hulle gelewe. Toe sê sy, Here, ek sal die toiletvloer was. Jy as huisvrou voel partykeer dat jy niks werd is nie. My ma het my een ding geleer, is die beste tyd om met die Here te praat. Die enigste tyd wanneer jy nie met die Here wil praat nie, is wanneer jy moet huis skoon maak en sukkel en sweet. Maar is die beste tyd. Toe ek 'n jong kind was, het sy my irriteer as sy 5:00 in die oggend al die Transworld Radio aansit en begin preke luister, en dink ek, wie op hierdie aarde luister die hele dag lank preke? Regtig. Ruk terug toe sê ek vir iemand, dis iets wat ek nooit in my lewe sal vergeet nie. As ek my oë oopgemaak het die mense al gepreek. Daar sekere dinge wat ons net nie snap nie. Ons besef dit nie, ons begryp dit nie, en God kom en sê, ek wil hê julle moet weet, ek het dit nie roof geag nie, dit was nie vir my 'n straf, om die hemel te moes prys gee, om by julle te kom bly nie, en selfs nog my lewe daarvoor te gee nie. Vers 19 kom en hy sê, die tweede gedeelte van vers 18 sê, hy het nooit enige sonde gedoen nie, tog het hy vir ons as sondaars gesterf om ons by God te kry. Wat sy liggaam betref, het hy gesterf, maar wat sy gees betref, is hy lewend gemaak. En hoor nou wat sê vers 19. So het hy na die geeste in die gevangenis gegaan, en sy oorwinning daar aangekondig. Nou wil ek hê jy moet die prentjie mooi verstaan. Jesus bid in die tuin van Getsemane. Hy sit saam met sy disippels eers aan tafel, en hy sê, ek het vurig begeer om hierdie laaste maaltyd saam met julle te eet. Dan gaan bid hy en sê, Here, asseblief, as dit U wil is, laat hierdie beker by my verbygaan, maar nogtans nie my wil nie. Hulle kom neem hom gevange, hulle vra vir hom, of hy vra vir hulle, wie soek julle? En hulle sê vir hom, ons soek Jesus, en hy sê, dis ek. Hy gaan vrywillig saam met hulle, hy gaan deur dit alles. Hy roep aan die kruis uit, my God, waarom het U my verlaat? Tog weet ons, dis onmoontlik dat God sy seun kon verlaat, maar in 'n oomblik sien ons hoe God mens geword het, en hoe Jesus ook daai menslikheid het van, ek voel alleen. Maar God het hom nie verlaat nie. Hy sterf. Die aarde word donker. Die mense, die soldate, jubel en juig. Die duiwel dink, yes. Maar hy daal neer na die geeste. En hy kondig sy oorwinning aan. Jy moet die tydlyn mooi verstaan. Hy het nog nie opgestaan nie. Hy het gesterf.
Hy daal neer na die geeste toe en hy sê vir hulle, nee, ek gaan dit nog doen nie, hy het dit klaar gedoen. Ek het oorwin. In Afrikaans of in Engels sou ons gesê het, watch this space. Wees gewaarsku. Nou het ek julle finaal oorwin. Jesus sê toe hy gesterf het, is al ons krankhede, siekte, vloeke, alles op hom. Hy maak 'n aankondiging aan al die geeste. Al die geeste wat jou ook wil aanval en jou kinders en jou kleinkinders en wil tuister, wat vir jou oortuig jy is nie goed genoeg nie, wat vir jou oortuig jy sal vir altyd 'n sukkelaar wees en Jesus het klaar vir hulle gesê, ek het oorwin. En die volgende dag staan hy op. Vers 20, hierdie geeste is hulle wat aan God ongehoorsaam gebly het, toe hy baie geduldig met hulle was. Dit het gebeur in die tyd van Noag, toe die ark gebou is. Net 8 mense is uit die verskriklike vloed gered. Hoor dit verduidelik nou in vers 21. Die redding in die ark is 'n voorteken van die doop, waardeur julle ook nou gered word. Die doop red julle deur die opstanding van Jesus Christus. Die doop is nie 'n afwassing van vuilheid van die liggaam nie, maar 'n pleit voor God dat jou gewete skoon is. Is daar enige iemand wat al ooit gewonder het, wat doen die doop nou eintlik, die doop van onderdompeling? Kan ek dit weer vir julle lees? Die redding in die ark is die voorteken van die doop, waardeur julle ook nou gered word. Die doop red julle deur die opstanding van Jesus Christus. Die doop is nie 'n afwassing van die vuilheid van die liggaam nie, maar 'n pleit voor God dat jou gewete skoon bly. Christus het die hemel binne gegaan. Hy sit nou aan die regterhand van God met die engele, magte en kragte onder sy beheer. Punt nommer 1. As jy voel, jy verdien nie wat jou toekom of wat jy besig is om deur te gaan nie, wil ek jou vanmôre kom vra, wil jy nie jouself net vir 'n oomblik kom herinner, dat Jesus veel meer as dit hier is nie. As ons eerlik vandag met mekaar mag wees, ek dink ons moan partykeer heeltemal te vinnig. Ons soek heeltemal te vinnig verskonings. Ons het 'n manier om die oomblik as dit begin sleg gaan, dan laat waai ons. Dan is dit die politiek en is die regering en is die staat en is die dorp en is die land en is die gemeenskap en is die bure en dis al wat leef en beef behalwe jy. Ek wonder wat sal ons doen as ons werklik weet hoeveel beloftes daar in God se woord vir ons is. Maar as gevolg van die feit dat jy dit nie soek nie, sal jy dit nooit kry nie. My dogtertjie het 'n manier om iets te soek. En dan kom staan sy voor jou en dan sê sy, maar ek kry dit nie. En die eerste ding wat ek en haar ma vir haar sê is, maar jy gesoek, en sê sy ja. Meeste van die tyd stap ek in en dan lê dit reg voor my. Ek hoef nie eens te soek nie, ek hoef nie 'n hand te lig nie. Dan sê ek maar hier lê hy, dan sê sy, o, kyk. En dan geniet sy dit. Ek kry nie voor nie. O, kyk. Met daai prentjie in gedagte, ons kla so baie. En ek dink baie keer, dan sê die Here vir jou, kyk net, maak net 'n bietjie jou oë oop. Maak net jou hart 'n bietjie oop. Ek probeer met jou praat, ek probeer vir jou iets sê. Luister net gou vir my. Vir jare lank het mense gesê, Dion, ek lees die Bybel nie, want ek verstaan in elk geval nie wat daar aangaan nie. Dan sê ek, dan voel jy net soos ek. Ek het ook vir jare lank gelees en gemaak of ek presies weet wat daar aangaan, want almal in my huis lees dan Bybel. En toe ontdek ek 'n kinderbybel, hier in my tienerjare rond. Ek het gekla en gesê ek onthou nooit nie. Almal ken die Bybel so goed.
En ek kan niks onthou nie. Toe ontdek ek 'n kinderbybel. Dan kyk ek eers al die prentjies en dan lees ek die 7 reeltjies. En ek het vir seker 7, 8 jaar van my lewe lank het ek net die kinderbybel gelees en ja, ek weet jy gaan vir my sê, maar die kinderbybel is verdraai en. Ek wil vanmôre vir jou sê, as jy net eers begin om die grondslag van die woord van God in jou hart te bære, ontwikkel daar begeerte wat jy dan na die detail toe wil gaan. As jy net eers sien, hoe lyk dit wanneer 'n mannetjie in 'n vis se maag sit, dan begin jy dit onthou. Hoekom onthou ons Jan in die boontjie rank en ek weet nie wat alles nie, maar ons sê nooit dis 'n verdraaide storie nie. Daai boontjie rank was al die kleure van die son gewees. Maar niemand het nog ooit vir my gesê maar dis 'n verdraaide storie nie. Maar die oomblik as ons 'n Bybel wil lees wat ons net darm iets kan verstaan, dan val ons mekaar so aan. Ek persoonlik het al gehoor dat iemand vir 'n ander een sê, nee, as jy daai Bybel lees ken, net sê wel los, dan gooi jy hom sommer daar en sê hy, kry vir jou 'n ordentlike ene. Toe gaan haal ek hom en ek tel hom op en ek vee hom af en ek sê vir hom, luister, doen my 'n guns. Ek sal saam met jou die Bybel lees, moet net nie ophou Bybel lees nie. In die tweede plek, Jesus het klaar oorwin. Hy het klaar afgedaal na die geeste en klaar vir hulle gesê, hy het oorwin. Die Bybel sê hy het dit aangekondig. Hy het ingegaan en 'n aankondiging gemaak en gesê, julle almal is verslaan deur my Vader wat my die krag gee. Elkeen van julle. Ek het so die laaste 2-3 weke baie klem gelê op hoe ons baie keer 'n gewoonte maak van dinge. En ek gaan weer eens sê, ons het laas week ook gesê, vir baie mense sekere dinge in hulle lewe is siekte, dis 'n gewoonte, dis 'n verslawing. Party mense is verslaaf daaraan dat iemand jou die heeltyd moet jammer kry. Mense raak verslaaf daaraan. Regtig. Want as jy met hulle praat, dan sê hulle vir jou iets wat hulle hoop jy gaan sê, dis nou verskriklik. Wat kan ek vir jou doen? Dit doen iets aan hulle. Dis regtig dis die reine waarheid. Gaan dink net regtig bietjie mooi, dit gaan jou nie 2 sekondes vat. As ek vir jou sê, dink net aan een persoon in jou lewe wat altyd negatief is. Ek hoop nie jy is daai ene nie. Dis 'n verslawing. Ons kyk neer op mense wat verslaaf is. Ons sê hulle sleg, ons skel hulle. As hulle hy in die haweloos is, dan sê ons, want hy's te sleg en die en daan. En terwyl jy dit doen, is jy besig om jou verslawing uit te oefen. Met ander woorde, jou verslawing is, ek dink ek is beter as hy, en ek kan sê net wat ek wil. Ek het 'n paar maande terug gesê, doen my net een guns. Voordat jy enige iets vir daai persoon sê wat op straat bly, wat jou miskien nie eens iets gevra het nie, wil jy nie net eers vir hom bid voordat jy hom sleg sê nie? Wil jy nie net eers bid en sê, Here, ek weet nie wat het in sy lewe gebeur nie, maar sal jy hom genadig wees? Here, sal jy op 'n manier deurdring na hom toe, dat hy soos die verlore seun sal besef, die Vader wag vir hom. Want God se hart is gebroke vir hom, net soos vir jou. God sien hom niks anders as jy nie. Inteendeel, Jesus kom en dan sê hy, ek het gekom, nie vir die wat die geregte, ek het gekom vir hulle wat verlore is, hulle wat siek is. Ek het op 'n stadium gesê, ek dink die Here is ekstra naby daai verlore stikkende ou. Want hy wil hom juis aandag gee, hy wil hom meer pamperlam, hy probeer juis vir hom sê, my kind, jy kan. Ek het klaar aangekondig, ek het die dood oorwin. Ek het die verslawing oorwin, my kind. Jy gaan nou moet opstaan saam met my. Weet jy dat die gebruik van nagmaal is 'n simbool en dit help ons om te herinner wat Jesus vir ons gedoen het, dat hy vir ons gesterf het en dat hy opgestaan het. Maar besef jy wanneer jy deel het aan die nagmaal, voordat jy
die matsel eet of die druiwesap drink, moet jy die aankondiging kan maak. Ek sal oorwin. Maak nie saak hoe lank jy al sukkel nie. Maak nie saak wat die probleem is nie. Dis hoekom ons deel het aan die nagmaal. Jesus het die aankondiging gemaak en toe opgestaan. Miskien is dit tyd in my en jou lewe dat ons sê, ek sal oorwin. Ek sal werk kry. Vir jouself kyk en sê, ek sal dit doen, nie dan terugsit en sê, maar ek het probeer nie. Nee. Kan jy werklik eerlik vir jouself en teenoor God sê dat jy jou heel beste gegee het? Nie probeer het nie, jou heel beste gegee het. Kan jy dink hoe anders dit sal lyk as elke man en vrou nooit weer iets negatief van sy man of sy vrou sê nie, maar elke keer net lewe spreek oor hulle. In plaas van vir hom te sê, kyk hoe lyk jou oë, het weer lekker gesuip gisteraan. Vir hom te sê, my man, ek weet, eendag is eendag, dan sal jy klaar wees. Jy gaan net opstaan en sê, ek is klaar. Die man gaan dink, ja, my vrou. Ek sê nie hierdie omdat ek dit net sê nie, ek sê dit vir julle omdat ek in my eie familie dit om met my eie oë gesien het. Maar ons soek 'n verskoning en ons wil graag iets sê. Ek wonder of anders so dan sal lyk wanneer mense kan opstaan en sê, ek weet, my kind, ek weet jy sukkel, maar byt vas. Jy gaan hierdie oorwin, jy gaan. Ek hoor al meer en meer dat mense die verskoning gebruik dat iemand ADHD of dysleksie of enige van dit is, en vir jare lank het dit my ook in 'n blik gedruk. Vir jare lank het dit my ook onderdruk. Maar ek dank die Here dat ek ouers gehad het wat vir die dokter gesê het, luister, as ek daai goed aanvaar, dan aanvaar ek dat hy siek is. God het 'n plan, God sal 'n plan maak. Goddelike ouers kan nooit onderskat word nie. Vroeg een oggend kry ek 'n oproep dat my swaar oorlede is in 'n karongeluk. En ek bel sy foon en die polisie antwoord en sê ja. Het hy so en so voertuig? Ek sê ja, hulle sê ja nee, hy is op slagdood. Ek probeer my paal bel, ek kry hulle nie in die hande nie. Ek dink na die 3de keer of so antwoord hy. En ek sê vir hom, pa, Tony is nou net dood in 'n karongeluk. Sy eerste woorde is, Dion, dit kan nie wees nie, ek het nou net vir hom gebid, nou net, dis hoekom ek geantwoord het, ek was besig om stilte tyd te hou, dit kan nie wees nie, ek het nou net vir hom gebid. Wat sal mens maak as jy nie ouers het, wat kan sê, ek het nou net, en 'n oogwink vir ander gebed van Here beskerm hom na Here, nou het ons hier nodig. Ek wil jy moet besef, dat al bid ons, die Bybel sê, ons is op hierdie aarde, maar ons is nie van hierdie aarde nie, ons is van hemelse plekke. As jy kind van God is jou eindbestemming die koninkryk van God. Maar dit beteken nie dat jy al die uitdagings van hierdie wêreld vryspring nie. Dit beteken nie dat jy op 'n brug kan gaan staan afspring en die Here versoek soos wat hy aan Jesus self probeer maak om te sê, spring van hierdie berg af. Die Bybel sê mos die engele, God stuur sy engele aangaande jou. Hy sê ook, moet die Here jou God nie versoek nie. Miskien moet ons woorde verander om te sê, ek sal, want Jesus het. Hy het klaar die aankondiging gemaak. Jy wat hier sit vanoggend, jy wat hier hoor vanoggend, voordat jy gebore is, het God klaar gesê, dis wie jy gaan wees. Nou vra ek jou vandag, hoe ver moet jy nog gaan om te wees wie hy wil hê jy moet wees? En moenie vir my sê jy kan nie, moenie vir my sê dis maar jou familie nie, moenie vir my sê jy's gebore in hierdie van seils in en dis maar, nee. Daar's niemand op hierdie aarde wat kan doen en wees wie jy is nie, niemand nie. Die onmens verstaan nie, uitdagings, hulle word gebore in my familie, maat. Ons ken uitdagings.
Ek is so bly jy ken hulle, dan is dit miskien tyd om bietjie weg te beweeg van hulle. Dan is dit miskien tyd om op te staan en te sê, wel nou is ons vanself klaar met uitdagings. My familie voor my, hulle het dit volmaak. Kyk, hulle het vir hom gefight, ek's nou klaar met dit. My huis? Nee. Wat sê Josua? Kies julle wie julle wil dien. Of julle voorvaders daaroor kan jy vra? Kies julle. Ek gaan nie, maar ek en my huis, ons sal die Here dien. Kies maar net elkeen. Kies as jy vir die res van jou lewe wil glo jy's 'n armsalige, maar ek glo in 'n volmaakte opstandingskrag van Jesus Christus wat klaar vir die geeste aangekondig het. Ek het julle klaar oorwin. Baie dankie. Totsiens. Julle sal my nie weer sien nie. Miskien is dit tyd dat jy vir die duiwel sê, tot hier toe en nie verder nie, man. Ek kom herinner jou net gou. Die aankondiging is 2000 plus jaar klaar gemaak. Ek kom herinner jou net, ek's klaar. En jy's klaar met my. Derdens, ek sluit af. So mooi voorbeeld van die doop. En hy sê die doop was nie die vuile goed van jou liggaam af nie. Hy sê dis 'n herinnering om in Jesus Christus op te staan. Die oorwinning te verkondig. Die Bybel sê vir ons baie duidelik en hy gebruik daai voorbeeld, net soos in Noag se tyd was daar mense wat nie wou toegee aan God se waarskuwing nie. Ons almal ken die verhaal van Noag. Noag, God sê vir hom bou 'n ark. Hy probeer met die mense praat en die mense lag hom uit en maak grappies en dink is 'n grap en snaaks en mense doen dit maar met doop ook vandag. Party ouens dink maar dis maar net 'n grap en spot en terg maar daaroor en ek het al die oulikste sê goedjies gehoor van die doop en dan dink ek, joh, ek hoop jy weet waarvan jy praat. Hy sê reguit, hy sê en God was genadig met hulle. En ons almal weet wat gebeur het. Hy sê net 8 mense, net Noag en sy familie. Die res is almal dood. Ons weet ook van die jong man van die Lazarus en die ryk man. Die ryk man gesê het, stuur tog vir Lazarus na my huis toe, dat hy net my broers gaan waarsku, want ek wil nie hulle moet ook na hierdie plek van pyniging kom waar ek is nie. Dan sê hy vir hom, nee. Hulle het Moses en die profete. As hulle na hulle nie luister nie. Nou, ek het al so baie die voorbeeld gebruik, maar luister, dis die realiteit. Lazarus wat 'n boemelaar was. As jy vanmiddag op die bank sit en jy hoor daar's 'n klop aan die deur of jou deurklokkie lui en jy kyk so deur die venster en jy sien daar staan 'n boemelaar. Kom ons wees eerlik, 90% van ons gaan nie eens die deur oopmaak nie. En as jy die deur oopmaak, gaan jy vir hom sê, wat soek jy? Nou vra hierdie ryk man vir Lazarus, of vir die engel, stuur vir Lazarus, stuur net asseblief hierdie boemelaar na my huis toe om vir my broers te gaan sê, ouens, julle moet julle saak met die Here regmaak. Daar waar ek is, wil julle nie wees nie. Dis verskriklik. Hallo? Ek moet 'n paar boemelaars aanstel op 'n Sondagmiddag om aan julle deure te gaan klop. Jy gaan nie vir hom luister nie. In die Engels sê hulle dit Moses en die profete. Die hoofrede, hoor baie mooi wanneer ek met mense praat, die hoofrede hoekom mense hulle nie laat doop nie, is as gevolg van hulle eie gevoelens en opinies en emosies. Dis die hoofrede. Die meeste mense sê, maar wat 'n verskil gaan dit maak? Of weet jy wat gaan my familie sê? Of ja, maar ek is nie so seker nie. Ek dink nie ek's reg nie. In 'n ander gemeente waar ons was, het 'n vrou een keer wat saam gesing het voor vir my gesê, sy gaan vir so 'n paar maande bietjie terug staan. Sy voel nie sy's geestelik op hierdie stadium reg om voor te sing nie. Toe sê ek vir haar, okay, vir hoe lank gaan jy terug staan? Toe sê sy nee, ek sal jou sê wanneer ek beter voel. Toe sê ek nee, jy gaan vir my nou sê. Sê ek, want al wat jy gaan doen is jy gaan van die verhoog af klim en dit gaan erger word want hier voel jy nog 'n bietjie skuldig. As die skuldgevoel nou weg is, dan gaan dit eers wild gaan. Sê ek vir ek's eerlik met jou, dit gaan nou nog erger word.
So sê vir my, het jy 'n maand tyd, dan help ek jou en ons oorwin wat jy moet oorwin en ons gaan aan. Maar moenie vir my sê nie, ek sal vir jou sê nie. Weet nie wat u sal doen nie, maar as my kind vir my moet sê, nee, ek sal vir jou sê wanneer ek weer voel om vir jou te luister. Ek dink hy gaan voel en nie ek nie. Hy gaan voel. Ek het in die week iets gelees wat iemand sê, my ma het nie mooi gepraat nie, sy het gepraat en daarna. Nee? Die goeie ou dae. Iemand wat werklik besef dat hy die Here nodig het nog nooit omgegee oor sy eie gevoelens, sy eie opinie en sy eie emosies nie. Hoe ver moet jy gaan voordat jy werklik besef met erns? 1 Timoteus 3 vers 17 tot 22 opgesom in 3 dele. Wat dink jy, verdien jy? As jy kyk na die offer wat Christus vir ons behaal het. Tweedens, Jesus het reeds alles oorwin en die aankondiging gemaak, sodat jy kan oorwin. En derdens, wat verhinder jou om gedoop te word, terwyl God nog genadig is? Hy verduidelik baie mooi vir ons in Noag se geval. So wat verhinder jou? Ek weet nie van jou nie, maar ek bid regtig waar, dat die Here my nie net in 2026 nie, maar my hele lewe vorentoe sal help, om die oorwinning wat hy klaar behaal het, baie ernstiger sal aangryp en sal verkondig. Dat ek meer positiewe dinge oor myself, my vrou en my kinders sal sê, as ooit van tevore in my hele lewe. Dat hulle oorwinnings sal wees, omdat my pa altyd vir my gesê het, ek kan. Hoe mooi sal dit wees, as dit die herinnering is, wat jou kinders van jou het. My pa het altyd vir my gesê, my seun, jy kan. My ma het altyd vir my gesê, my kind, jy kan. Deur Christus, wat jou die krag gee. Daar's 'n vers wat sê, ek is tot alles in staat. Deur Christus wat my die krag gee. Hoekom? Omdat hy afgedaal het en die aankondiging gemaak het en opgevaar het na die hemel, waar hy sit aan die regterhand van die Vader. En so eindig 1 Timoteus 3. 1 Timoteus 3 vers 22 eindig dan en sê, Christus het die hemel binne gegaan. Hy sit nou aan die regterhand van God, met die engele, magte en kragte onder sy beheer. As Jesus Christus die aankondiging gemaak het dat hy oorwin het, glo my, sal hy die engele, die magte en die kragte wat onder sy beheer is, vir jou gee. Kom ons sluit die oë. Here, u woord is die waarheid. En ek weet, elkeen van ons wat hier sit vandag het, elke dag van ons lewe, talle uitdagings. En ek is so dankbaar dat die woord van God nie vir ons kom sê het, as jy kind van God is, gaan alles net altyd goed gaan nie. Maar liewer het hy ons kom waarsku om te sê, weet dit, in die laaste dae sal daar swaar tye kom. Mense sal liefhebbers van hulle self wees. Mense sal liefhebbers van genot wees, in plaas van liefhebbers van God. Mense sal die gedaante van godsaligheid hê, maar die krag daarvan verloor. Here, en dis juist daai krag wat ons nodig het, om te oorwin. Dis juist die krag van God, die oorwinningsopstanding krag van Jesus Christus, wat ons nodig het, om te oorwin in ons lewens. En ek bid, Here, dat u met elkeen van ons sal praat, om vir ons te sê, wat u wil hê, ons moet oorwin in ons lewens. Ek bid, Here, dat ons nie self sal besluit, wat 'n probleem is nie, maar dat ons sal toelaat, dat u met ons praat. U sal ons die krag gee. U sal ons die uithou vermoë gee. U sal ons aanmoedig, ten spyte van al ons eie gedagtes en opinies en gevoelens en die bose geeste wat ons ook sal probeer versoek die hele tyd deur.
Maar ek bid dat ons sal begin verkondig, dat ons sal kom profeteer, dat ons positiewe dinge oor mekaar sal kom spreek, sonder twyfel, maar in volle geloof in Jesus Christus. Daarom eer ons die Here. In Jesus naam. Amen. Amen.